Broers en susters, baie welkom hier is van die Here vanmôre. Dit is lekker om elkeen van u te sien. Ek wil net hoor, kan almal my mooi hoor? Is julle reg by ons wonderlik? Baie welkom aan elkeen van u vanoggend om so lief vanoggend hier te wees, om saam die naam van die Here te loof, groot maak en sy naam te prys. Vir enige besoekers vanoggend wat vir die eerste keer ons hier so by ons aansluit, baie welkom vir u ook. Mag het werkelijk waar geseënde en gesalfde in die diens wees. Ek herinner u net aan die einde van die diens, gaan ons op weer een van ons bediening aan aandoen vir u. En hierdie oggend is ons as sanggroep geseënd om vir u ons bediening weer te bekendstel, voor te stel en die opgewonde te maak saam met ons vir die jare voor. Ons gaan die naam van die Here loof en prys, ons kan net so bly sit, dan sing ons 'n paar liedere saam. Baie dankie. Oh,
vanoggend se voorsang ons in die pragtige lied. Skryf deur Koos du Plessis, laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my op die skade lê. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eintlik maar nietig word vir my. In hierdie 4 reëls word eintlik geloof sommer opgesom. Geloof wat sê, Here, as ek aan U vashou, kan maak om my wat gebeur. Die berge kan val, die aarde kan vernietig word, maar tog sal ek nog steeds in U bly glo. Kom ons staan terwyl ons die lied sing. Goeiemôre geliefdes. Baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here. Ons is dankbaar dat ons hier saam kan wees. Dankie vir die Here se liefde en genade. En as ons hier saam is, dat ons saam kan wees in vrede en liefde en ook in ware omgee. So ek is baie dankbaar dat ons so saam kan wees. Kom ons word stil voor die Here. Hemelse Vader, voor U heilige verskyning, kom buig ons vanoggend neer. Elkeen van ons hier teenwoordig, hulle by die huise, ons buig en erken, U is die Almagtige. En daarom kom ons Here met groot verwagtinge,
die deur die werking van die Heilige Gees U kosbare, liefdevolle hand op elkeen van ons sal opblaas, dat ons waarlik kan getuig. Die Here, die Almagtige, het my aangeraak. Amen. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here saam, deur saam te sing die 207, die 207 is in daar vers 1 tot 3, eer aan die Vader.
Vira Park of daar in die Security. Ons gaan net nie aan toe kom. So jy moet julle maatjies uitgooi. En dis juist waaroor volgende gaan. 'n Boodskap wat Jesus op my hart geplaas het. Wie van julle het al vis gevang? Julle het al allemaal vis gevang. Het julle groot visse gevang? Niks gevang het nie. Niks nie. Net 2 krappe. Krappige groot. Weet julle wat? As jy gaan vis vang, wat moet jy hê? Hier is die gekom hoe jy so, hy sê daar achter. Dirk van die Vente, hy is so groot engelaar. Ons moet hom vra dat hy hele eendag vat, dat hy saam met hom gaan vis vang, hoor. Want hy vang groot visse. Maar weet julle wat? Jesus het elkeen van ons geroep om vir vissers van mense te wees. Ons moet vissers van mense wees. As jy wil vis vang, dan moet jy 'n visstok hê, jy moet 'n katrol hê, jy moet vislyn hê, jy moet hoeke hê, en jy moet aas hê. Nee, jy kan nie sonder dit, kan jy nie vis vang nie. En dan die belangrikste is, jy moet na die water toe gaan. Jy moet na 'n dam toe gaan, of jy moet na die see toe gaan, of na 'n rivier toe. En dan moet jy hierdie goed aan mekaar sit, en in die water gooi, en dan kan jy moontlik 'n vis vang. Maar weet jy wat? Jesus maak dit vir jou en my baie makliker om vis te vang. Baie makliker. Weet jy hoe maklik maak hy dit vir ons? Hy maak dit vir ons maklik om vir ons te sê, almal rondom ons het nodig om deur Jesus gevang te word. Jesus gevang te word. En hoe vang ons mense rondom ons? Ons vang mense rondom ons deur net 3 eenvoudige dinge te doen. 3 eenvoudige dinge te doen. As jy in die oggend by die skool kom, en jy groet jou maatjie, wat sê jy vir hom, of vir haar? Jy sê, dit gaan goed met my. Dis wat ons moeilik sê. Of jou maatjie sê vir jou, jy lyk goed. En wat moet ons dan sê? Ons moet dan net sê, ek lyk goed, ek voel goed. Weet jy hoekom? Want Jesus is in my hart. Hoor julle, elke keer moet ek Jesus na vore bring. Want Jesus laat my lag, Jesus laat my bly wees, en my bly wees steek aan. En my maatjie wat hoor, ek is bly, as gevolg van Jesus, begin vra, maar wat en wie is Jesus? En dan trek jy hom in, of trek jy haar in, deur die boek wat jy uitgegooi het. Die tweede een is, as ons maatjies uitgooi by ons te kom kuier, en ons gaan sit aan die tafel, en ons begin eet, wat doen ons? Ons bid eers, en ons sê vir Jesus, dankie vir die porsies. As ons in 'n restaurant is, en ons sit daar, is ons nie bang of skaam om mekaar se hande te vat en te bid vir die porsie. En weet julle wat? Die mense rondom ons sien en kyk, maar hierdie mense bid dan, hoekom doen hulle dit? En dan, wat gebeur? Hulle begin dink aan Jesus, want hy sê, hy sal vir ons sorg. Hy sal vir ons sorg. En dit is so belangrik, dat ons nie moet skaam wees nie, maar ons geleentheid kry om te praat, moet ons daaroor praat. En dan is ook belangrik, dat ek en jy, ons hoef nie die Bybel te ken, en elke keer vir iemand 'n Bybelversie te gee nie. Ons kan vir iemand vertel, wat Jesus vir my beteken het. Vir my beteken het. En wat Jesus my mee gehelp het. Toe ek so klein seentjie was, in graad 2, toe ek baie siek geword. Ek het 'n breinsiekte gekry, en ek was verlam gewees. Ek is heeltemal verlam. Nou nog, die linkerkant is baie swakker,
was my linkerkant. En vir 'n hele jaar, ek was nie graad 2 in die skool nie, vir 'n hele jaar het ek in die hospitaal gelê. Maar toe ek in die hospitaal gelê het ek vir Jesus gevra om my te help, dat ek weer kan loop, dat ek weer sterk kan word. En as ek by mense kom, dan vertel ek vir hulle wat Jesus vir my beteken het. As ek vir mense sê, hulle moet bid en hulle moet glo, dan sê ek dit nie net sonder nie. Ek weet, as jy bid en vra, dan help Jesus vir jou. So moet julle ook vir julle maatjies vertel wat Jesus vir julle beteken. Hoor julle, Jesus vra, kom ons wees vissermanne, visservroue. Ons hoef nie water toe te gaan nie. Ons kan net in ons klas, ons kan net in ons huis, ons kan net saam met ons maatjies mense vang vir Jesus. Sal julle dit onthou? En nou, wil ek hierdie week moet julle gaan en maatjies gaan vang wat saam met julle kerk toe kom. Bring hulle saam en kom vertel hulle wat Jesus vir jou hier by die kerk beteken. Kyk, julle moet uitgaan. En dan sal ek met hierdie praat, ons julle eendag vat, om saam met hom te gaan visvang, regtig vis te vang. Ons sal julle help met visbokke, viskontrole, en lyn en alles. Hoor, dit is wat ons vir julle wil gee. Kom ons sê vir Jesus dankie. Dankie Jesus, dat U my laat lag, dat U my laat bly wees. Dankie vir Jesus, vir kosies in die huis, vir kosies in my kosblik by die skool. Dankie Jesus, dat ek 'n storie het, wat ek met ander kan deel. Jesus, kom maak my 'n visserman, 'n visservrou vir U, laat ek maatjies vang, dat hulle ook kan leer van Jesus, en saam met my oor Jesus bly kan wees. In U naam. Amen. Kom ons sing 'n liedjie vir visvang vir Jesus. Jesus.
Sien julle het vandag nie niks gevang nie, want ek raak hier 2 visse. Dankie aan ons kinders, dit is wonderlik om so saam met hulle te wees. Ek waardeer dit opreg. Geliefdes, ons word vanoggend stil by 'n baie bekende gedeelte met 'n baie diep boodskap, en dit is Lukas 5. Ons vra dat die woord sal oopmaak by Lukas 5 van vers 1 tot vers 11. Lukas 5 vers 1 tot 11. Kom ons buig die hoofde. Wonderlike Vader, baie dankie dat U my Vader is. En dankie Here dat ons so saam kan wees in die huis, as geliefdes, as broers en susters van U. Dankie dat ons kan wees, oud en jong, klein en groot, en ons hier kan loof en kan prys, want U is ons God. Dankie vir die heilige woord, die woord wat ons kan oopmaak, kan lees, kan oordink, maar wat ons ook kan vra. Here, kom en plaas dit in my hart. Mag ek in hierdie week hoor wat my hart vir my sê, en mag ek daarin gehoorsaam wees. Dankie vir elkeen vanoggend hier in die huis, Here. Dankie dat U hulle in die hart geroep het en na die huis toe gebring het. Dis U huis, dis U werk. O Here, ons is maar instrumente in die hand, wat die woord saai. Maar uiteindelik, Here, is dit net U alleen, wat die hart, wat die saad in die hart laat groei. Ons harte gaan uit na hulle wat volgens nie is. Here, ons mis hulle. En ons bedoel dit opreg. Ons wil graag saam wees as een groot gemeente. Maar Here, ons weet, daar is wat siek is. Daar is wat oud is. Maar ook hulle, Here, wat ook net volgens onverskillig is. Ons oordeel nie, Here. Ons vra U, help ons om vissers van mense te wees. Soos wat ons van die kinders vra ons, Here, dat U ons ook sal help om hulle te bring wat onder en doorschiet. Daarom voed ons asseblief, Here. Mag ons nie alles wat U vanoggend uitgooi, mag ons dit opneem. Mag ons dit proe. En mag ons daarop reageer. In die naam van Jesus. Amen. Lukas 5 van vers 1. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaretmeer staan en die skare voor hom probeer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oor af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het hy die skare van die skuit af geleer. Toe hy klaar gepraat het hy vir Simon, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep waterstoel, gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon,
Ons het die hele nag deur gesoek, sonder om iets te vang, maar op die woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. Hulle wou toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesit het. Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuit op die strand getrek het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Geliefdes, uit hierdie gedeelte wat ons hier saam deurgelees het, kom die groot visvangs na vore. Maar dis eintlik nie waaroor dit hier gaan nie. En ek glo jy stem saam met my. Waaroor dit hier gaan, is dit gaan oor die remskoen. Die remskoen. Wat is die voordeel van 'n remskoen? Aan 'n motor, aan 'n motorfiets, aan 'n fiets. 'n Remskoen is daar om jou te help wanneer jy tot stilstand moet kom. Wanneer daar gevaar voor jou is en jy moet stop, dan trap jy die rem, of jy trek die rem, sodat jy tot stilstand kan kom. Of weet jy my broer en suster, 'n remskoen is baie gevaarlik. 'n Remskoen is baie gevaarlik. En wanneer is dit gevaarlik? Dit is gevaarlik in my eie persoonlike geestelike lewe, in die lewe van die kerkraad, in die lewe van 'n gemeente, in 'n lewe van 'n geestelike. Hoekom? Want baie kere is dit juist die remskoen wat verhinder dat God se werk na vore kan kom. Remskoen wat verhinder dat God homself aan jou en my kan openbaar. Want luister, ek het nou nog getuig, is 'n klein seentjie graad 2, en ek het verlam geraak. Vir 'n jaar was ek verlam. Ek het nie graad 2 skool gegaan nie. Maar deur gebed kon ek weer leer loop. Deur gebed kon ek weer leer praat. Deur gebed kon ek weer na vore kom. Dis my storie. Nou is daar 'n ander storie. Weet jy wat? My ouma is 25 jaar gelede oorlede. Weet jy, by haar bed het ons gebid. Ons het gebid en gesmeek vir genesing. Daar het nie genesing gekom nie.
my ondervinding? My ondervinding is, as iemand siek is, help dit nie om te bid nie. Dat hy maar siek wees of sy siek wees, laat dit net in God se hande. Hoor my broer en suster, dit is my ondervinding. My ondervinding is, dat die Here help my. So as ek saam op die tafel kom, dan vra ek, wat dink ek van die saak, en dan sê ek, my ondervinding, dit gaan nie werk nie. En dit so. Maar wat wil die woord ons leer? Die woord wil vir ons leer, dat die God van Petrus is steeds die God van jou en my vandag. En dat God ook vandag vir jou en my naby kan wees en kan help. Dat daar ook vandag wonderwerke kan plaasvind en dat ons moet ophou om te sê, weet jy wat, my ondervinding sê dit en dit en dit. Word ek stil voor God en vra vir God, al net wat gebeur. Wat wil hy vandag met my en jou? Broer en suster, waak teen die remskoen. Waak teen die sogenaamde lewenservaring en lewensondervinding. Wat wil God vandag met jou en my? Waarom die vraag? Waarom is ek hier? Waarom is ek hier? Waarom is ek hier in die gemeente van Valhalla? Want God soek my. God soek my. As ons kyk na die gedeelte, dan sien ons vir Simon het die dag sleg begin. Ek sien in my verbeelding om sit daar op die straat, besig met die nette in sy hand, die hele nag op die see, moeg, uitgeput, tuin van die sout, en nou sit hy daar op die strand, en ek dink, hy wonder, waar gaan vandag sy loon vandaan kom? Waar gaan vandag sy kos vandag kom? Want ons het nie vis gevang nie. Ons was die hele dag op die see, en ons het niks gevang nie. Ek dink Simon het daar gesit en gesê, laat ek nou net afspoel en uitspoel, en mooi regpak, dan gaan ons maar vanaand weer probeer. As ek net kan klaar kry, ek is doodmoeg, dan gaan ek huis toe, en dan kan ek gaan rus. Miskien is daar nog iets vir die huis om te eet. Sy ervaring. Die see was nie goed nie. En dit was nie die eerste keer nie. So ek berus daarby. Ek gaan huis toe en môre probeer ek weer. Maar wat gebeur dan?
Jesus kom daar op hom af. Daar waar hy moedeloos sit. Daar waar hy moedeloos sit, miskien dink, wat het hulle verkeerd gedoen? En Jesus kom besoek hom. Hy kom soek hom op. Hierdie moedelose man. Hierdie man wat nie weet wat of hoekom daar nie vis is nie. Weet nie wat om vir sy vrou by die huis te sê, daar's nie kos nie. Maar toe Jesus hom soek, toe laat Jesus hom nie huis toe gaan nie. Jesus kom nie by hom en sê, "Joe, ek kan sien jy is moeg. Ek kan sien jy stry, jy is vuil. Gaan gou huis toe. Gaan was jou gou." Nee. Jesus kom soek hom, omdat Jesus hom nodig het. En ek het volgende kerk toe gekom. En ek het in die kerk toe gekom, en die wete om na die boodskap te luister. Kom en skief. Maar ek het volgende gekom, met die wete. Die Here soek jou. Die Here soek jou. Die Here weet presies wie jy is. En die Here het jou nodig. Daarom het hy jou volgende kerk toe gebring. Want hy soek jou. Wat maak Jesus met Simon wat hy gevind het? Wat maak Jesus met Simon wat hy gevind het? Twee belangrike dinge gebeur hier. Hy sê vir hom, jy gaan nie huis toe nie. Weet jy is moeg, weet jy is moeg, maar jy gaan nie huis toe nie. Vaar uit na die diep water toe en gooi die nette uit om te vang. En dan luister na die aanspreek. Meneer, is nog respectvol. Antwoord Simon, ons het die hele nag deur gespoeg sonder om iets te vang. Wil jy my broer en suster? Simon is gevind deur die Here na hom gesoek het. En toe hom gevind het, neem hy hom dadelik en hy wil hom gebruik. Hy het hom nodig. Maar die oomblik toe die Here met hom praat, toe kom die remskoen op. Weet jy wat? Jesus, met respek. Jy sê timmerman. Jy weet niks van visvang nie. Nou wil jy vir my kom sê, ek moet weer uitval. Ek ervaar 'n visserman. Dit werk nie. Maar die Here, deur sy Heilige Gees, help vir Petrus om te luister. Help vir Petrus om met respek te doen wat die Here vra. Die Here vra, vaar weer uit
voete die remskoen. My ondervinding, my ervaring bepaal my seelman. Nee. Ek gaan luister. Ek sal doen wat die vra. Broer en suster, dit is die grootste struikelblok in ons as gelowiges se lewe. Die oomblik wanneer die Here kom om my te praat, die Here kom om my uit te nooi, die Here my roep, om in sy gemeente diensmaak te wees, dan skop die rooi ligte aan. Nie ek nie. Ek kan nie praat nie, ek kan nie bid nie, ek kan nie. Paulus, Simon bly stil, en hy gehoorsaam die Here. Hoeveel ervaring, jy kan nie 'n daglik visvang met nette nie. As die Here sê ja, gaan, dan gaan hy. Waar Jesus aanvanklik aanspreek as meneer, kom hy en hy aanvaar en spreek hom aan as my Here. Meneer verander in Here. Toe hy toegelaat het dat die een wat hom soek, dat hy sy hart vir hom oopgemaak het, vir hom gebuig het en homself vir hom gegee het hy ervaar. Wat beteken dit om een met die Here te wees? Om jou voet van die pedaal af te haal en jou oop te maak. Miskien nie gister nie, miskien nie eergister nie, maar my Here is almagtig en mag hy vandag my help en my ondersteun. En dit is wat die Here hier vir Simon kom leer. Hy kom leer om elke dag in die naam van die Here op te staan en elke dag te verwag 'n wonderwerk en elke dag te glo hy is die Almagtige. En aan sy hand vas te hou. Simon is nie huis toe nie. Simon het by Jesus gebly, nog meer nog, sy hele vangs net op die strand gelos. En agter Jesus aangeloop. En gehoorsaam geluister. Simon, van vandag af word jy vissers van mense. En jy moet nie bang wees nie. Dis die grootste gevaar. Ook wanneer ons kom in die gemeente en ons roep, ons vra, is daar iemand wat wil dien as ouderling, is iemand wil dien as die jaker, noem dit, iemand wil help by die jeugdkommissie, by die finansies, dan staan ons terug en sê, nee, ek kan nie die remskoen, roei ligte op aan. Wat leer Jesus vir Simon? Wat leer Jesus vir Simon? Onthou, is eintlik 'n groot les. Net so 'n paar dae voor dit het Jesus sy skoonma gesond gemaak. En nou kom Jesus en sê, vaar die see in. Nee, maar ek het jou gehelp by jou huis.
Nee, broer en suster, ons grootste nadeel, ons grootste roeilig in ons geestelike lewe is om te glo in ons ondervinding, in ons ervarings, sonder om vandag die Here die geleentheid te gee om alles omver te werk en vandag in jou en my lewe 'n wonderwerk te laat geskied. Maak jou oop daarvoor. Nie wat het in die verlede gebeur en wat het in die verlede nie gewerk nie. Wat wil die Here nou met my in hierdie gemeente? Kom gee jouself. En dan praat ek nie meer van meneer nie. Dan praat ek nie van ek ken Jesus nie. Dan val ek voor neer en ek gee myself vir hom. Here, hier is ek. Vorm my, maak my net soos wat U wil. Ek bid, Here, help my. Ek bid, Here, ondersteun my. Maar as ek bid, dan bid ek met 'n hart. Ag, ek weet nie of dit gaan help nie. Staan. Nee. Bid en glo. Hy het in my ouma nie gelees nie. Sê nie, ek kan vandag vir my kind bid nie. Want hy is God. Hy weet die beste vir my. Broer en suster, kom ons hou die voete van die rempedaal. Kom ons hou die voete van die rem, die hande van die rem af. Kom ons hou, soos die Here vir Simon gehelp het. So sal die Here ook vandag vir jou en my help. Amen. Vader, baie dankie vir die heilige woord. En dankie dat ons aan die woord kan vashou. Maar Vader, ek wil bid dat in die naam van Jesus U lewenservaring en my lewe sal dryf en dat ek sal glo by my, in my en met my. By my God is niks onmoontlik nie. Kom help my Here om so te bid, so te lewe, dat ander kan sien, Jesus lewe in my. Laat ek nie lewenservaring deel nie, maar help my om wonderwerke elke dag te deel, daarmee te bemoedig, daarmee op te tel. Here, U is almagtig. U is alomteenwoordig. Kom tel my op. Kom vaar uit in my bootjie. Mag ek vir U 'n visser van mense wees.
Geliefdes, ons gaan nou die dankoffer opneem. Ons gaan kyk na die afkondigings en ons gaan kyk na die verjaarsdag. Volgende dag, ons kyk daarna asseblief. Ons kyk na hulle wat verjaar, as jy nou op die lys is daar moontlik wat teenwoordig is, wat ons staan, so jy net ietsie gee. Ja. Ons sê vir hulle baie geluk met die herdenking van hulle geboortedag. Mag dit vir hulle 'n mooi dag wees en met hulle toe 'n mooi nuwe lewensjaar. Dan van my kant af, eintlik nie my kant nie, met die toestemming van die kerkraad, alle aankondigings geskied met die toestemming van die kerkraad, vra ons voorbereiding vir Frits Pietersen, wat 'n rugoperasie ondergaan het. Ons dink aan Lukas Sinde, wie sy vroukie aan die dood afgestaan het. Ons dink aan Tannie Marie Martens, wat by die huis besig is om te herstel, wie dit nie so goed gaan nie. Ons bid ook vir Annetjie Linde, wat by die huis besig is om te herstel. Nou, broers en susters, diep in die hart uit, jy sien dit soos ek dit sien, en dit raak jy aan, soos dit my aanraak. Daarom het ek nie die eredienst gebid nie, maar ek vra dat jy by die huise gaan bid. En ek wil vra dat ons sal bid om daai dele in ons land, waar dit baie droog is. Waar ons mense baie swaar kry. En dat ons aan hulle sal dink dat die Here die Almagtige hulle baie naby sal wees. En dan met groot dankbaarheid en groot liefde, ek sien uit daarna om saam met hulle te werk, is verkies tot die kerkraad deur Jansen van Rensburg en Lucia Jansen van Rensburg as ouderling en diaken. Ons sê baie dankie vir hulle instemming om tot hierdie ampte te dien. En ons vra
asseblief aan die kerkraad sal dink wanneer hulle by mekaar kom. Ons sal dit opreg waardeer. Baie dankie. Geliefdes, ons slotlied, 'n aansluiting by die boodskap, leer by U wil Heer, na die seënuitspraak, gaan ons net 'n oombliekie sit, dan gaan die sangbediening vir ons 'n aanbieding bring, en na hulle aanbieding is die uitspraaklied vroeg in die môre. Goed, kom ons sing die slotlied. Die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sy en help my om nie te ren nie, maar te glo en te weet. Daar sal wonderwerke wees. Amen. Broers en susters, baie dankie. Ek wil net seker maak dat almal my duidelik hoor. Baie dankie. Dankie vir die geleentheid dat ons as saamgroep vanoggend het vir u onsself net weer kom tentoonstel, seker nog vir ons gesig, omdat ons elke Sondag hier voor is. Maar ons is regtig 'n groep mense wat saamgebind is met 'n passie vir Jesus, en ook om sy naam groot te maak deur musiek en sang. Baie van u sal dit nou nie weet nie, maar is regtig as mense met wonderlike talente wat hier voorsit, en buite van die talente met 'n onkenmerkende bereidheid om die Here te loof en te prys. Jy weet, 'n goeie musikant bestaan uit twee dinge, 20% talent en 80% dedication. Ons is nie dan almal die beste musikante nie, maar dit wat ons doen vir die Here, doen ons met oorgawe. En waaruit ons saamgroep bestaan. Die doel van die saamgroep is om met begeleiding en musiek werklik waar die eredienste, die atmosfeer in die eredienste te skep, sodat u die geleentheid het om die Here te loof en te prys. Buiten vir gebed is lofsang en lofprysing een van die maniere wat 'n mens die naaste aan die Here kom en die naaste aan sy teenwoordigheid. En so ons 'n voorreg om u as gemeente regtig waar in lof en aanbidding voor die Here te bring.
En werklik waar jy lofprysing en danksegging en aanbidding 'n atmosfeer vir U te skep tydens eredienste. Ek ook ander dienste. Ek dink aan Kersdienste, ek dink aan Paasdienste en dit is hoekom ons hierso is. Die struktuur, ons het 'n musiekbedieningsleier en natuurlik 'n onderleier. Dan het ons een pianis, ons het een persoon op elektrische gitaar. Ons het huidiglik twee mense op akoestiese gitaar, een persoon op basgitaar, ons het een persoon op percussie en drum en ons het 7 sangers. So jy sal kan sien met die syfers wat ons huidiglik daar het, as een van die instrumente die hier kan wees, dan maak dit 'n redelike groot verskil op 'n erediens op 'n Sondag. Want ons oefen sekere dinge in. Basgitaar speel 'n gedeelte, die gitaar speel 'n gedeelte, ons het baie keer waar ons van die liedjies het ons op die dromme, waar net die dromme speel. So as een van ons nie hier is, dan maak dit 'n redelike groot verskil. Die sangers ook. Ons wil graag op 'n stadium kom waar ons 2 pianiste het, waar ons 4 gitaarspelers het, waar ons 3 drumspelers het. Dat die erediens nie so geïmpakteer word, sou een van ons nie daar wees nie. Ons oefeninge is gewoonlik donderdag, ons het altyd maandag geoefen, maar ons voel maandag is 'n bietjie te ver weg van die naweek. So jy oefen op 'n maandag aand en teen Sondag of Saterdag het jy al vergeet wat jy maandag oefen het. So ons oefen donderdag van 7 tot 8:30, baie keer langer. As ons oefen vir Paasdienste, ons oefen vir Kersdienste, dan is baie van ons tot en met 9:30 wat ons hierso is om besig voor te berei. En 95% van ons sanggroep is mense met 8 to 5, 9 to 5 werke. So dit is werklik waar bereidwilligers wat hierso sit. Weet, baie van ons het elke ons eie verhaal hoekom ons hier is. Ek het my eerste sanggroep het ek gedoen toe ek 15 jaar oud was en is vandag 43. En dit is vir my steeds nog 'n passie om werklik waar by 'n sanggroep betrokke te wees, werklik waar. Wat doen ons? Ons oefen nuwe liedere vir 'n Sondag erediens en natuurlik oefen ons vir spesiale dienste, Paasdienste en Kersdienste en natuurlik as daar lofprysingsdienste ook is. En broers en susters, iets wat ek graag wil noem is, ons sal dalk miskien nie elke Sondag die gunsteling lied sing nie. Die rede daarvoor is ons berei voor vir 'n Sondag gebaseer op 'n tema. Vandag het die kinderliedjie so mooi vandag by die tema ingeskryf, vis van vir Jesus, omdat ons daaroor gepraat het. So, maar ons op elke Sondag met 'n verwagting kerk toe. Dat U die erediens saam met ons sal geniet en dit wat ons sing en dit wat ons aanbied vir U. En daarom vra ons ook dat U ook met 'n oop gemoed elke Sondag sal kom. Glo vir my, ons sal ergens in die jaar die gunsteling liedjies sing. Definitief, ergens sal ons al voorberei, ons sal ons sing. Maar ons vra dat U met daai selfde verwagting ook saam met ons die eredienste sal bywoon met regtig waar die moeite wat ingaan. Madeleine, Dominee Barnard kom weekliks by mekaar om eredienste bespreek en te kyk watter liedere is gepas in hierdie erediens. So ek wil net graag afsluit, broers en susters, as jy kan sing, of jy kan 'n musiekinstrument speel, of jy voel jy kan die klank doen, jy het 'n passie vir klank, of ons het administratiewe taak in ons sanggroep. Ons het heiliglik net een persoon in ons sanggroep wat vir elke Sondag die aanbieding kan voorberei wat op die skerm is. Kom asseblief, praat met my, kom praat met Madeleine. Ons wil regtig waar ons sanggroep uitbrei en vergroot. So as jy voel jy het 'n talent, of jy voel jy's bereid, jy het 'n bereidheid om deel te neem aan die sanggroep. Dit is werklik ware bediening wat verder strek as net hier by erediens. Ons het regtig 'n passie vir die Here, ons het 'n passie vir die mense. En daardie wat ons geseën is met talente, kan ons passie op hierdie basis kry. So asseblief, kom praat met my na die tyd, kom praat met Madeleine na die tyd. En ons sien regtig uit na wonderlike jaar. Ek het Vrydag so 'n wonderlike vergadering, om Fossie sal weet, by die ouens wat ons die nuwe klank geïnstalleer, ek is verskriklik opgewonde oor die nuwe klank wat gaan inkom. Want dit gaan die geleentheid vir ons bied om vir die eredienste
meer aanloklik te maak deur sang en aanbidding en lofprysing. Dat jy nie nodig het om te wonder of jy die dominee kan hoor, om te wonder, gaan die klank oor die musiek kan hoor. So regtig waar, baie dankie. Ek seën vir u vir die res van die dag en die res van die week, en dankie dat ons integrale deel van elke erediens mag speel. Alle lof en